Die son skyn lekker. Ons is baie dankbaar daaroor dat daar nie 'n windjie waai nie. Maar mag die Here ook, al is dit so koud, vir ons verfris met sy teenwoordigheid, sodat ons soos die Emmausgangers kan sê, het ons harte nie warm geword toe ons vir Jesus ontmoet het nie. Dit gaan als oor hom in die erediens en in die kerk van die Here, ook in die week as die kerk sy dinge doen, dan gaan dit oor Jesus en die eer wat God toekom. So laat die Here se Gees die blare ritsel. Wat is dit wat die Gees in ons lewe na vore wil bring? Die Gees dring ons om liefde te leef. Ons ken Galasiërs 5, vers 22, die gedeelte oor die vrug van die Gees. Paulus se ander definisie is in 1 Korintiërs 13, wat ons baie goed ken, waar hy probeer om ook liefde onder woorde te bring. Dis nou goddelike liefde, nie romantiese liefde nie, maar natuurlik as jy Christen is, moet die goddelike liefde ook in jou romantiese lewe uitgeleef word, op 'n stylvolle manier. In 1 Korintiërs 13 sê Paulus, liefde bly geduldig, liefde gee om. Liefde is nie jaloers nie, spog nie, is nie verwaand nie. Liefde tree nie onbehoorlik op nie, jaag nie eie belang na nie, is nie lig geraak nie. Dit hou nie boek van die kwaad nie, is nie bly oor onreg nie, maar is saam bly oor waarheid. Liefde bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Liefde faal nooit nie. Liefde faal nooit nie. Want die liefde het God deur sy Gees in ons harte uitgestort, en die stryd tussen ons selfsug, ons selfliefde en naaste liefde is 'n stryd wat ons gaan hê tot die dag van ons dood. En die Gees wil ons dring dat God se liefde sal wen en nie my selfliefde en my ego nie. Dis daarom 'n duidelike definisie wat 'n mens so klein laat voel. Daar's voel asof daar weer skuld op jou skouers is. Want wie kan so lief hê, ons skiet so ver tekort. En tog kom die bemoediging vir Christene op hulle lewensreis waar hulle liefde ontdek en inoefen, dat jy nie weggegooi word as jy sukkel nie. Daar's geen veroordeling, sê dieselfde Paulus in Romeine 8, vir die wat in Christus Jesus is nie. Die wet van die Gees van Jesus het jou die lewe gegee en jou vrygemaak van die wet van sonde. Genade van God is ons inspirasie om hierdie week wat kom, weer kerk te gaan wees in die alledaagse lewe, bedoelende om daar ook soos God se kinders te gaan leef. Mag die Here ons daartoe help. Geliefdes, die Here se woord gaan met ons praat uit Romeine 3, uit Johannes 3 bedoel ek, Johannes 3. Ek het dit op die skerm ook, as jy dit wil opsoek, Johannes 3. Johannes Evangelie is die jongste evangelie, na die ander 3 geskrywe, rondom die draai van die 1ste eeu. Die Christendom was al goed gevestig, die apostels en bybelskrywers het redelik konsensus gehad oor die inhoud van die evangelie wat hulle moet oordra aan die volgende generasies, maar Johannes het 'n unieke manier hoe hy sy evangelie oor Jesus aanbied. In die Johannes Evangelie kry mens die opbou 7 wondertekens wat Jesus doen, elke wonderteken afgewissel met 'n leerrede wat aansluit by die wonderteken, waar Jesus dan nou iets openbaar aangaande homself en God se wil aan die hand van die wonderteken wat plaasgevind het. Wonderteken, redevoering, wonderteken, redevoering. Nou die wonder wat hierdie redevoering, hierdie gesprek van Jesus voorafgaan, is Johannes 2, die bruiloft te Kana, die water wat in wyn verander is. Nou iets meer daaroor. Kom ons bid saam. Here, dis 2026, die teks kom uit die 1ste eeu.
hoe moet ons dit vir nou, vir vandag en vir my lewe verstaan? Dankie dat u Gees die inspirasie was, ook in Johannes se hart, om neer te skryf wat hy oor Jesus wou oordra. Dankie dat dieselfde Gees 2000 jaar later hier vanoggend met ons is, om in ons harte die ou teks oop te breek vir nou. Spreek, Here, ons, u kinders, wil luister. Amen. Daar was 'n man uit die geleedere van die Fariseërs met die naam Nikodemus, leier van die Jode, lid van die Sanhedrin, met ander woorde, wat die godsdienstige sake en die volk destyds se volksake hanteer het. 'n Belangrike ou. Hulle is die ouens wat niks met Jesus te doen wou gehad het. Hy, die Nikodemus, het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens verrig wat u verrig as God nie met hom is nie. Jesus het hom geantwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie van bo af gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens weergebore word as hy reeds oud is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in die moederskoot ingaan en gebore word nie? Jy sien, hy dink letterlik daaroor. Jesus antwoord, Amen, amen, ek sê vir jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie binnegaan nie. Wat uit die vlees, uit die liggaam met ander woorde, gebore is vlees. En wat uit die gees gebore is gees. Moenie daaroor verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet van bo af gebore word nie. Die wind waai waar hy wil en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvandaan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die gees van bo af met ander woorde gebore is. Hierop vra Nikodemus, hoe kan hierdie dinge gebeur? En Jesus het hom geantwoord, jy is die leermeester van Israel en jy begryp nie hierdie dinge nie? Amen, amen, ek sê vir jou, ons praat oor wat ons weet en ons getuig oor wat ons gesien het en tog aanvaar julle nie ons getuienis nie. En as ek julle van aardse dinge vertel en julle glo nie, hoe sal julle dan glo as ek julle van die hemelse vertel? En niemand het na die hemel opgevaar, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het. Dit is die Seun van die mens. Hierdie laaste sinnetjie, daar verwys Jesus na homself. Wie kan oor God praat oor die geestelike lewe? Beter as hy wat uit die hemel kom, die Seun van die mens, Jesus homself. Geliefdes, daar is twee groot misteries in die lewe. Die woord misterie verwys na iets wat werklik daar is, maar wat moeilik waarneembaar is, navorsbaar is, verstaanbaar is vir die menslike verstand. Dan gebruik ons die woord misterie. As iets vir ons onsigbaar, onverklaarbaar is, dan sê ons die ding is nou werklik 'n misterie. Die grootste misterie, want ek praat van twee misteries, veral vanoggend. Die een misterie van die lewe is God self. Wie kon of kan hom ooit bestudeer en tot 'n definitiewe gevolgtrekking kom en sê, so is God? Wys hy op daai, daar is hy. Ek sien hom, kyk hom mis. Ekskuus dat dit so 'n bietjie klein is. Trouwens, Jesus verwys aan die einde van ons teksgedeelte juis daarna dat hy uit die hemel moes kom
om die onsigbare geestelike wese wat ons God noem, skepper van hemel en aarde, beter aan ons te kom bekendstel, want wie sal oor die hemelse en oor die geestelike beter kan praat as hy wat uit die hemel kom? Niemand, sê hy daar, het na die hemel opgevaar nie, behalwe hy wat uit die hemel neergedaal het, hy homself, Jesus, die Seun van die mens. Geen gewone mens, nie ek of jy, kan ooit uit die hemel kom en vir ander mense kom vertel, so is God. Dit het ons beleef nie. Dr. Koenie Burger by die afgelope synode het dit ook so mooi duidelik, hy was een van die sprekers, gesê, as ons wil weet hoe God is, kyk na Jesus. As jy Stefan Joubert volg, dan gaan jy hoeveel keer hoor, dat Jesus is God se openbaring, alles gaan oor Jesus, deur wie ons iets van God kan verstaan en deur wie ons God self dien. Jesus is die beste openbaring van die wese van God, want hy is deur God self gestuur. Trouwens, Johannes begin sy evangelie deur te sê, in die begin was Jesus daar, hy was by God, hy was self God. God kom verduidelik homself deur Christus. Dis hoekom die kerk Christene genoem word, want alles gaan in die kerk oor Christus. Die tweede misterie vir ons as mense, wie kan die menslike gees bestudeer? Wie kan die innerlike van 'n ander mens navors? Ons sukkel selfs om ons eie leenagtige gees te verstaan, wat so wispelturig is. Hoe kyk mens in iemand anders se hart in? Hoe bestudeer jy dit? En ek dink hieroor wil ons teks ook vanoggend vir ons iets leer, iets van 'n selfverstaan, van ons eie geestelike lewe, van dit wat in ons hart aangaan. Waar kom dit wat ek glo vandaan? Waar kom die kerk se belydenis vandaan? Waar kom die kerk se diens van barmhartigheid en deernis en omgee vandaan? Wat is die oorsprong daarvan? Hierdie insident met Nikodemus verduidelik dit baie mooi vir ons. Kom ons kyk so vinnig daarna. Nikodemus, Fariseer, ken die Bybel. Hy kan onderrig gee daarin, veral die Ou Testament. En dan nog, lid van die Joodse Raad, groot raad wat die Jode bestuur het, priesterhoofde, familiehoofde, leiers van die Fariseërs en die Sadduseërs, die godsdienstige groepe. Hulle het die kitaar geslaan. Hulle wou niks van Jesus weet nie, weet ons, die Fariseërs en die Sadduseërs en die Joodse Raad. U sal uself herinner aan dat hulle op 'n stadium Jesus wou laat stenig, dat hulle hom valslik beskuldig het dat hy godslasterlik praat, dat van hulle hoeveel keer vir Jesus 'n strikvraag gestel het, om te kyk, sê hy iets wat in stryd is met die Ou Testament, dan gaan ons hom aanvat. Nikodemus, een van daai ouens, kom in die nag na Jesus toe. Hoekom? Hy wil nie hê sy pelle moet dit sien nie. Die ander ouens op die Joodse Raad en die ander Fariseërs nie. Want iewers het daar iets in Nikodemus gebeur, want hoor wat sê hy? Rabbi, ons weet. Hoor nou, hy kruip agter die ons weet weg. Ons weet dat u 'n leermeester is wat van God afgekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Die res van die Joodse Raad en die Fariseërs wou dit juis nie weet nie. Hulle wou dit nie erken dat Jesus God se gestuurde is nie. Maar wie se hart se oë het begin oopmaak en nou kruip hy agter die ons weg? Nikodemus, hy praat van homself. Here, u maak vir my sin. Ek weet nie hoekom die ander u verwerp nie. En nou kom hy in die nag om sekerheid te kon kry oor wat hier in hom aan die gang is. En dan antwoord Jesus hom op 'n snaakse manier. Mens kan amper sê ontoepaslik.
Niemand kan hierdie dinge doen wat u doen nie, en sê, Jesus praat skielik oor opnuut gebore word. 'n Ander vertaling sê, van bo af gebore word, en die ouer vertalings praat van die wedergeboorte, om weer gebore te word. As jy nie van bo af gebore of weergebore word nie, kan jy die koninkryk van God nie sien, of later sê Jesus, of in die koninkryk van God ingaan nie. Wat is die koninkryk van God? Daar waar Jesus vir mense sin maak, breek die koninkryk van God in jou lewe deur. Daar sien jy die koninkryk van liefde en deernis en omgee. Die koninkryk van verlossing, die koninkryk wat werk met liefde en genade. Maar daar moet iets in jou hart gebeur, in jou gees gebeur, jy moet van bo af gebore word. En onmiddellik kon Nikodemus nou nie verstaan, want hy dink letterlik en fisies oor geboorte. Praat Jesus en verduidelik verder, 'n mens wat uit water gebore is net 'n doodgewone mens. Watter water verwys Jesus hierna? Nie die doop nie. Hy verwys hier na die vrugwater waarin 'n babatjie lê en ontwikkel om gebore te kan word. Dan is jy 'n egte mens. Maar jy is 'n burger van die koninkryk, jy gaan die koninkryk begin sien, jy word 'n kind van God deur vanuit God van bo af gebore te word. Jy moet deur water, fisies, en gees, die Heilige Gees, gebore word. En dit het vir Nikodemus nog niks gehelp om die misterie van wat aan hom besig is om te gebeur, dat sy oë vir Jesus oopgaan, om dit te verklaar. Nou wil hy moet verder hoor. En dan gebruik Jesus die uitdrukking van die Gees se werk met ons gees, anders gestel in ons harte. Die Gees werk stil en misterieus. Jy gaan dit nie voel nie, jy gaan dit nie kan navors nie, maar jy gaan die effek van die Gees se werk in jou hart, in jou lewe begin agterkom. En die eerste effek wat die Gees se werk in jou hart na vore bring deur jou lewe, jy het skielik 'n ander kyk na wie? Na Jesus. Dan gaan jy begin sê, ons weet U is 'n rabbi wat van God kom. Eerste resultaat van die werk van die Gees, ek bely Jesus is die Here. 1 Korintiërs 12 vers 3 sê Paulus, niemand gaan Jesus die Here noem, dis die resultaat, behalwe deur die Heilige Gees. Dis die oorsprong. Presies dit wat Jesus hier vir Nikodemus leer. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waarvan hy kom en waarheen hy gaan nie. So is iemand, so gebeur dit in iemand wat van bo af gebore word. Jy sien die effek en die resultaat, maar dit bly 'n misterieuse, onsigbare ding wat in jou en my gebeur. Dink net 'n oomblik daaraan. Wie van julle en ons almal wat hier is, het self besluit ons wil fisies gebore word? Nie een van ons nie. Ons is hier danksy ons ouers en hulle besluit en hulle optrede. Ek hoop die jong mense weet al waar kom mense vandaan. Dis nie die OFR nie. Nou wil ek daai belaglike opmerking van nou, ek hoop ons almal besef waar kom ek as Christen vandaan. Dis ook nie die OFR of my eie keuse nie. Dis die genadige werk van God deur die Heilige Gees wat my dring en my hart laat oopmaak vir Jesus as my verlosser en Here. Nikodemus, Joors, dis wat met jou gebeur. Dis hoekom jy is wat jy is. Kind van God, verloste mens.
sit jou naam ook daarin. Dis nie jy wat so oulik nie, is nie. Mysterieus het God gewerk. Ons kan net lewe as ons gebore is. Ons kan net geestelik lewe as ons van bo af gebore is. Nou, hoe weet ek en jy, ons is geestelik gebore? Kyk na jou lewe. Kyk of die blare ritsel, al sien jy nie die wind nie. Jy kan dalk hoor. Kyk na die effek, die vrug, wat jou lewe voortbring. Kyk na jou verhoudinge waarin jy staan. Kyk of dit vir jou 'n passie is om God te aanbid, om tot sy eer te probeer lewe. Kyk of dit 'n passie is, dat ander mense se welsyn ook jou welsyn is. Die blare wat ritsel, is om hier te wees. Dis 'n sigbare aksie van ons almal, om hier te kom aanbid. Om iewers in 'n gemeente dalk betrokke te wees. Om by die werk, soos 'n Christen te lewe, en dieselfde liefde daar uit te leef, as wat hier tussen jou eie kerkmense uitleef. Dis die blare wat ritsel, die effek van God se wind wat waai in jou lewe. Nikodemus, die wind het begin waai in sy lewe. Hy het die effek gevoel. Jesus maak sin. Hy het 'n nagdisipel gebly, maar kyk hoe sy lewe verander. In hoofstuk 7 van Johannes, toe die Sanhedrin, die Joodse raad, hy en sy pelle vergader, beraam hulle planne om iets teen Jesus te kry, om uit die weg te ry. Wie kom op vir Jesus? Nikodemus. Sê nee, wag nou net 'n bietjie. Die volk volg hom. Hulle sien wat hy doen. Sê nou maar, wat hy doen is wel van God af, en ons maak hom dood. Dan het ons teen God self gesondig. As Jesus dan nou, jy sien, en later, in die Johannes Evangelie, wie is dit wat vir Josef van Arimatea help, om Jesus se lijk van die kruis af te haal, en in die tuingraf met speserye te gaan bære? Nikodemus, jy sien hoe steek hy sy nek bietjie verder uit, sy pelle kan nou maar al iets daarvan sien. Wat later van hom geword het in sy lewe, weet ons nie. Maar God begin 'n geboorte deur sy Gees in ons lewe, en is ontwikkelend en groeiend, en die vrymoedigheid en die gehoorsaamheid word meer soos die jare aangaan. Maar die belangrike punt is net, die blare moet ritsel. Die Gees moet 'n effek hê in jou verhouding met die Here en jou naaste. Leef jy? Ja, my hart klop, ek kan dink en beweeg. Leef ek geestelik? Kyk hoe jy optree. Natuurlik gaan daar oomblikke van struikeling wees, maar oor die algemeen normaalweg. Is jy 'n mens wat omgee soos Jesus? Raak ouens se omstandighede jou as hulle van Kaapstad per bus moet ry Mesina toe? Dis net een voorbeeld, daar's hoeveel voorbeelde uit die alledaagse lewe elke dag. Ritsel die blare in my lewe, of is ek skaam vir aan wie ek behoort? Nikodemus het aanvanklik weggekry, wou nie geassosieer word met Jesus nie, kom in die nagnond. Tog verdedig hom uiteindelik in die Sanhedrin, en gaan haal hy sy liggaam van die kruis af. Ek wil afsluit, jare terug, Marie sal dit onthou, soos in Maagheid, hou vakansie kinders jonk opgeskote kinders. Nou is daar 'n vlooimark in die strate van Maagheid. En dit is ons tienerdogter,
Ons gesinnetjie Ethiopië, ons nou 'n paar maand, 4 kinders. Ek weet nie of sy skaam was omdat ons 4 kinders gehad het nie, maar sy wou nie by ons loop nie. Sy loop deur voor of deur agter. Niemand moet nou sien sy is deel van die gesin nie. En al wat ek toe doen, ek sê, Lientjie, hier's pappa, skree ek so in die straat. En waar kom loop sy? Hier by ons. Want sy is bang ek skree weer. Dalk sê die Here vir jou, moenie vir hom skaam wees nie. Hier's jou pa. Hy het gewys as jou pa. Hy het sy seun gestuur. Die misterie van God is opgeklaar. Kyk na Jesus en jy verstaan iets van God. Amen. Hemelse Vader, Paulus sê dit net op 'n ander manier. Ons is uit genade gered. Dis U wat deur U Gees ons aanraak in ons lewe en ons van bo af gebore laat word. Sommer die eerste hoofstuk van die Johannes Evangelie sê dit ook. Ons is nie kinders van U deur die wil van 'n man en deur oorerwing nie. Ons is kinders van U danksy U keuse dat ons gebore moet word. Ons loof U elke Sondag eintlik vir dit. Ek is tot niks in staat nie, maar tot alles in staat, danksy U. Help vir ons om dit te onthou en Here, help hierdie gemeente, dat ons blare altyd sal ritsel, omdat U wind, U Gees hier waai. Amen.